Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag ons vanoggend die Here se woord aanhoor en mag dit kragtig in ons werk. Ons begin net deur 'n paar afkondigings af te lees. Vanoggend se kollektes by die binnendeur is vir die diens van barmhartigheid, dis om die diakens te ondersteun in hulle werk. En dan by die buitedeur is dit vir die kerkkas. Dan het ons attestaat aangevra vir Suster Alta van der Walt na 'n gereformeerde kerk waar hy skraal. Ons bid vir haar alle seën daarso toe. Dienshouderling is by 4. Dan vind daar Bybelstudie eerskomende Woensdag om 10:00 by die kerkplaas. Indien julle nog nie daar was nie, kom, dis 'n mooi geleentheid en ons kan saam verdiep in die Here se woord en se veilige omgewing om ook as medegelowiges saam in te groei. Katekisasie vind dan eers weer as die Here wil volgende jaar plaas. Dan wil ons ook net sê dat die almanakke het hier aangekom vir 2022. So ons vra net dat dit na die diens by Suster Anneke in die konsistorie afgehaal word, indien jy een bestel het. Die koste is R100, so as jy nog nie betaal het, gee ook net die geld vir haar, asseblief. Dan ook woord van dank aan Susan Linde, wat besig is met die samenstelling van die jaarprogram vir 2022. Baie dankie daarso. Ons dink ook dan aan De Vries Barnard, wat ontstaan is uit die hospitaal, waar hy behandeling gekry het. Dit klink asof dit lupus is. So dit is 'n baie moeilike tyd vir die Barnards en 'n baie pynlike ding wat met hom gebeur het. Ons dink aan hom in ons gebede en ons hoop werklik dat hulle sal herstel en gesond word. Sê asseblief vir hom sterkte oom Johan. Dan ook aan oom Johan wat 'n MRI-skandering gekry het vir sy rug. Baie sterkte daarso. Ons hoop dat oom ook die antwoorde gaan kry. Ons dink nog steeds aan Suster Marinda in hierdie hersteltyd. Ons is saam met hulle in hierdie proses en ons hoop ook dat hy sommer vinnig sal herstel en dat die chemo vinnig sal deurwerk. So baie sterkte daarso in ons bid en dink ook aan hy. Dan is ons geseën, dit was 'n hele klomp verjaarsdae in die volgende ruk. Vandag op die 28ste November is dit Jan Legrandsie Jr. Elmarie Hansen, en Meisie Botha. Dan die 29ste November Jan van Aartsen en Mani Engelbreg. Die 30ste is Bessie Harting, die 1ste is Jan Venter, 2de Christo Pieterse en 4de Desember is Johan Engelbreg. Baie geluk aan almal, mag dit 'n wonderlike en geseënde jaar wees en mag die Here julle ook bystaan op elke tree wat julle gee in die jaar wat kom. Kom ons raak stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid dat die my lei en bring my na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier, o God, my God. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk. Hom sal ek die ere skenk, tot roemtaal kragtig aangespoor, sagmoedige sal salwe hoor en aandeel op my wenk. Kom ons loof die Here, of dit nou sleg gaan of dit goed gaan, want ons sê hierdie dat ons die Here loof, in
in elke liewe lewensomstandigheid. Want die Here is met ons en hy staan ons by. Kom ons sing saam uit Psalm 34 waarvan verse 1, 2 en 8. Dis die kern waarop ons hier staan, dit is wat ons hier so saambind en hier by mekaar bring. Dit is die wese van ons geloof. Kom ons sê saam in ons harte die volgende woorde op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Maar hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees dan vanoggend saam met die Here se wet in twee gedeeltes. Eerstens gaan ons saam lees uit Exodus 20 uit, en daarna gaan ons ook saam lees uit Kolossense 3 vanaf vers 5 tot 17. Die 10 gebooie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my.
Ek reken kinders se sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dan lees ons nou saam uit Kolossense 3. Gaan oor die nuwe lewe wat ons in Christus het en hoe dit lyk wanneer ons nuut gemaak is en lewe soos wat die Here dit wil hê. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd, gevloek. Vyeltaal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper, en tot volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here. In die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Tot sover. Kom ons sing dan ook nou saam uit Skrifverryming 33 of 2-4. Daarvan sing ons verse 1, 2 en 3. Amen.
O Heer, wat 'n lewe het U nie vir ons gegee nie. Wat 'n nuwe lewe het U nie vir ons gegee nie. Sonder U is ons ver weg van U af, sleg sondig, verdien ons die ewige straf. Maar by U is daar lewe, by U is daar liefde, by U is daar eenheid. Alles wat U vir ons gee, wat ons uit U hand uit ontvang, genade wat U aan ons bewys het deur U Seun Jesus Christus. Mag ons nooit vergeet hoe groot dit is nie, mag ons nooit die wonder vergeet van hierso by mekaar wees en saam U naam te kan loof en prys en aanbid nie. Hoor ons as ons tot U nader, hoor ons as ons U lof besing. Buite U het ons niks nie, Here. Mag dit vandag weer opnuut op ons harte gelê word, mag dit op ons harte gelê word dat U almagtig is, dat U heilig is, dat U apart is van alles in hierdie wêreld. U is die skepper. U het alles reg en volmaak geskep en ons het dit kom verwoes. Tog het U ons nie daar gelaat nie, het U ons op hierdie pad gevat dat ons weer versoening kan hê by U, dat ons tot U heiligdom kan nader, dat ons U kan ken in U grootheid en in U liefde. Maak ons harte oop deur U Heilige Gees, werk in ons deur U Heilige Gees daar waar ons hartseer is, mag Hy ons vertroos, daar waar ons nie gehoorsaam is aan U woord nie, mag Hy ons vermaan. Lei ons deur U Gees sodat daar eenheid sal wees tussen ons en dat ons U sal ken. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat deur moeilike tye gaan, vir hulle wie se siele, vir hulle wie se gemoedere swaar is, vir hulle wie moeg is, vir hulle wie dit moeilik vind om deur te druk tot die einde van die jaar. Alles wat nog gedoen moet word tussen ons, alles wat ons moet klaar kry met ons werke en ons gesinne. Mag U vir ons die nodige krag gee om dit nog steeds te doen tot eer van U naam. Ons dank U vir die voorreg om hier te wees. Ons dank U vir die voorreg om elke dag toegang tot U woord te hê. En ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die Here spreek vanoggend tot ons uit Jesaja 6 uit. Daarvan gaan ons dan saam lees verse 1 tot 13. Jesaja word geroep om profeet te wees. In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die Here in hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: Dis klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. En ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tand van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: Nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here oorvra: Wie sal ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek, stuur my.
Toe het die Here gesê, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en tog sal julle niks sien nie. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind, sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp, en hulle bekeer en hulle genees word nie. Toe vra hy, tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, tot die stede verwoes is, en totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is, en die land in pynhoop omskep is, totdat ek die Here die mense ver weggevoer het, en die land heeltemal verlate is. Selfs al is daar net 1/10 oor, sal die land nog verder verwoes word. Maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom, 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Ons lees dan uit weer vers 3 saam. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Ons kry hierso te doen met die roepingsvisioen van Jesaja. Van hom as 'n persoon, van sy agtergrond, weet mense baie nie. Maar ons weet wel waaroor sy bediening gegaan het, wat die Here die klem op wou plaas met die bediening van Jesaja. En dit is die Here se heiligheid. Dit was op die voorgrond van Jesaja se bediening. Ons sien ook in hierdie gedeelte hoekom. Hy sien vir God in al sy koninklike majesteit op 'n verhewe troon. God is so groot dat sy so die tempel volmaak, die grootste gebou. Net die soom van sy klere, die kleinste deeltjie daarvan. Jesaja sien vir die Here en hy sien hom op sy verhewe troon en dan is daar serafs, dienaars vir die Here rondom hom. En hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here. Die aarde is vol van sy teenwoordigheid. Dis magtig, is groot. En Jesaja was hierdeur deur 'n groot ontzag vervul. Voor die Here se teenwoordigheid word hy so bewus gemaak van sy onheiligheid en sy sondigheid, dat hy dadelik uitroep, dis klaar met hom. Daar bly niks van hom oor nie. Hy roep uit, hy sê hy is verlore. Sy lippe is onrein en hy woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. Jesaja het geen voet om op te staan voor die Here nie. Niks wat hy doen, gaan hom enigstens minder verlore maak nie. Hy kan nie enigiets vir die Here wegsteek nie, want voor die Here, voor sy heiligheid, voor sy almagtigheid, word elke liewe deeltjie van ons bestaan ontbloot. En hy besef hy is verlore. Hy besef hy kan nie staan en bly voor die Here. Iemand wat nog nooit God ontmoet het nie, kan nog met homself beïndruk wees en dink dat hy waardig is, dat hy groot is, dat hy magtig is. Maar iemand wat in God se teenwoordigheid leef en dit beleef, is onder die diepe indruk van sy onwaardigheid. Voor die Here is daar nie hoop nie. Voor die Here is dit so almagtig en so groot dat daar niks is wat kan maak dat ons kan sê ons is goed genoeg nie. Die Here se heiligheid maak dat daar afstand tussen hom en Jesaja is. Jesaja kan nie nader kom tot die Here nie. Hy kan nie, want dit sal die einde wees vir hom. Die enigste ding wat met hom sal gebeur is dat hy tot niks sal gaan, verlore, weg van die Here af.
dis hierdie beeld, die Here is almagtig, heilig, groot. En die mens is sleg en onrein. Die mens doen soveel om homself van God af weg te dryf. Maar is so besonder in hierdie gedeelte, gee God dan in sy wonderlike genade self die oplossing vir Jesaja. God is self die hoop, en hy reik uit na sy verlore kind. Jesaja wat eers onwaardig is, word deur God gereinig. En hy kom onder die diepe besef van dit wat hy moet gaan doen. Dis om die Here se diensknegt en sy boodskapper te wees. Daarom fokus ons vandag tussen die prediking op 2 punte. Ons begin deur uiteensetting van die Here se heiligheid. En dan praat ons verder oor die mens se onreinheid. En dan tweedens fokus ons ook op God wat ons reinig en ons oproep tot sy diens. As ons dus kyk na die eerste punt van God se heiligheid, sien ons dat die Here deur die serafs, deur hierdie wesens as 3 maal heilig aangespreek word. In die oorspronklike taal waarin hierdie geskryf is in Hebreëus, het dit gewoonlik nie verder as heilig en heilig gegaan nie. As iets verskriklik heilig was, baie groot in terme van die trappe van vergelyking, sou hulle gesê dit is heilig en heilig. Maar hierso word God as 3 maal heilig uitgespreek. Dit hou in dat God se heiligheid tot so 'n mate verhewe is, dat daar nie eers menslike taal is om dit te beskryf nie. Dit word 3 keer uitgeroep, dis die getal van die volheid, van volledigheid. As ons in Afrikaans praat, sal ons sê, dat daar iets is wat verder gaan as wonderlik, wonderliker, wonderlikste. Nog verder as dit. Dis waar God is. Ons het nie die woorde om te beskryf nie. Ons menslike verstand kan nie sy heiligheid beskryf nie. En dan word die woord wat hier gebruik word vir heilig, verder gebruik om te dui op God se heerskappy, oor die skepping en oor mense, sy skepsels. Dit kom daarop neer dat God eerstens vry van onreinheid en ver van sonde af is. Dit beteken verder dat hy so verwyderd is van sondigheid. In sy heiligheid is hy so groot, so suiwer, dat hy die sonde haat en dat hy al hierdie onreinheid met vuur wil verteer. Dis hoekom ons moet hierso van serafs lees. Die serafs is bonatuurlike wesens wat geassosieer word met die glorie en die heiligheid van God. Die serafs se bediening het te maak met die brandende bediening van God se heiligheid. En hulle doel is om God se lof te besing, om hom groot te maak, om hom te prys, maar ook om die ingang tot sy teenwoordigheid te bewaar, om seker te maak dat niks wat onheilig is daardeur kom. Die Israeliete het ook die woord heilig gebruik om 'n deel van die Here te beskryf. Want God se heiligheid staan op die voorgrond op 'n hele aantal plekke in die Bybel. Deur die gebruik van hierdie woord het die Here hulle konstant onder die indruk geplaas dat hy anders is as enigiets in die skepping. Hy is anders as die afgode van die ander volke. Hy is nie 'n skepsel nie, hy is die skepper. Hy is ook nie in die skepping nie, hy is apart, maar tog betrokke. En dit bring dit by ons. Was jy al onder die indruk van die Here se heiligheid? Was dit ook al so in jou lewe wat jy voor die Here gaan staan het en jy besef het, Here, ek is verlore. Elke woord wat uit my lippe uitkom is onrein. Besef jy dat die Here en sy wese nie ligtelik opgeneem moet word nie? Of wil jy jouself meer maak, jou opinies, jou idees en die Here minder? Die Here se teenwoordigheid is angswekkend. Groter as enigiets daar buite. Mense verstaan so gereeld nie die Here se heiligheid nie. Gereeld word hy beskou as 'n skadelose oupa in die hemel, wat enigiets sal doen solank sy kleinkinders of sy kinders net gelukkig is.
Mense wil hom as skadeloos sien, as iemand wat maar net daar is, dan weet jy toe kan hardloop as jy hartseer is. Maar hy is nie geval nie, hy is die skepper, hy is almagtig, die hele wêreld is vol van sy teenwoordigheid. Hy is heilig. Voor hom besef ons dat ons werklik verlore is. Elke liewe deeltjie van ons dryf ons weg van hom af. In die teenwoordigheid van die Here sien Jesaja sy situasie as heeltemal hopeloos. Hy dink nie eers daaraan om vir die Here te vra om te red nie. Want hy kan geen moontlike uitweg sien om gered te word in die Here se teenwoordigheid nie. Deur Jesaja se woorde kom 'n mens dan onder die indruk van hoe onrein die mens is. Die mens het soveel gedoen om homself weg van die Here af te dryf. Hy is nie meer in 'n verhouding met die Here nie, hy ken nie meer die Here nie. Ons is vuil, ons is sleg, ons is verwyderd van God af. En dit word verder beskryf as mens die geskiedenis van hierdie gedeelte in ag neem. Dit is nie te vergeefs dat hier in die eerste verse van hierdie gedeelte staan, dat in die jaar van koning Ussia se dood, het ek die Here gesien nie. Want dit hou verband met die mense onreinheid. Ussia was die laaste koning onder wie Juda voorspoed beleef het. Hy het met die begin van sy heerskappy het hy gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het heilig gelewe soos wat die Here dit wou gehad het. Dit het goed gegaan met Juda. Daar was 'n massiewe weermag. Hulle het 'n nuwe hawe gebou en landbou in die land is bevorder. Hy het die wil van die Here aangevra en die Here het met hom laat goed gaan. Maar ongelukkig soos wat dit met baie van ons gebeur, het Ussia begin dink dis sy eie hande werk hier. Hierdie welvarendheid, alles wat hier so in Juda gebeur, is sy eie hande werk. En in sy oë het hy vir homself meer en meer geword. Hy het gekyk na die volke rondom hom, waar hulle afgodsdienst het half behels het dat die koning die seun van die gode genoem word. Hy het gedink, dit sal vir my 'n goeie titel wees. Ek moet meer mag vir myself toe-eien. Hy het so vasgevang geraak in sy eie sondigheid, in sy eie idee van homself, dat hy vergeet het van die Here. En in sy verwaandheid het hy gedink, hy het die reg om die Here se tempel, om die wierookoffer na die wierookaltaar in die Here se tempel te bring. Hierdie was die offer wat 'n simbool was van die gebede van die volk, wat opgaan aan die heilige God van Israel. En dit was 'n werk wat die Here uitdruklik in die Bybel eenkant gesit het. Hy het gesê, priesters moet hierdie uitvoer, mense wat geroepe is tot die diens daarvoor. Nie konings of enige persoon wat dit goed doen nie. Maar Ussia wil dit doen. Hy dink hy is goed genoeg om dit te gaan doen. En in sy selfvoldaanheid en sy eie goeding van homself, het hy doelbewus direk teen 'n bevel van die Here opgetree. Maar die priester wat die Here aangestel het, Asaria, was nie deur Ussia geïntimideer nie. Hy het Ussia se onheilige verwaandheid gesien en daarteen opgetree. Ongelukkig, in plaas daarvan dat Ussia besef het dat hy verkeerd teenoor God opgetree het, dat hy God se heiligheid aangetas het deur vir homself die werk te gee om die offer te bring, word hy woedend. Word hy kwaad vir die priester wat hom aanval daaroor. Hy word meer begaan oor sy eie waardigheid as God se heiligheid. God handhaaf sy heiligheid en hy straf vir Ussia met 'n verskriklike velsiekte wat hom volgens die wette van daardie tyd onrein gemaak het. Hierdie onreinheid het op die ou ende veroorsaak dat hy 'n uitgeworpene was in die gemeenskap en in die tempel. So ironies dat hierdie persoon wat dus hierdie mag vir homself wou toe-eien, nie kon staande bly vir God se heiligheid.
Hy kon nie voor die Here gaan staan en sê, ek is nie verlore nie, want hy was meer vir homself toegeëien. Hy wou meer hê vir homself as wat die Here toekom. Daarom het hy hartseer en verwyder van die Here af gesterf. Maar die Here wys vir ons in Jesaja se visioen hoe ons wel tot hom moet nader. Ons moet eerstens altyd bewus wees van sy heiligheid. Maar uit hierdie heiligheid besef ons ook dat ons onwaardig is en onrein is vir die Here. Die Here is die verheerlikte koning, in kontras met die menslike koning Usia. In kontras met al hierdie presidente en almal wat vandag nog in die wêreld is, ek dink hulle is baie belangrik. Die Here is groter as hulle almal. Hy sit op 'n baie hoë troon en net die soem van sy kleed vul die tempel. Hy is die heerser van die wêreld, die ware koning. Jesaja het gevoel dis klaar met hom, toe hy God op sy verhewe troon sien. Hy het geweet dat selfs sy beste dade nie genoeg is om voor God staande te bly. Die afstand tussen hom en die Here is te groot. Die Here se heiligheid is 'n verterende vuur wat skoon brand. Daarom die finale woord, hoe nader hy tot die Here kom, het hy gesê, dis klaar met my, ek is verlore. Hierdie oomblik lyk dit nie goed vir die mense. Dit lyk nie positief vir ons nie, want hoe kan ons dan tot God nader? Sy heiligheid is te groot vir ons, dis 'n verterende vuur, dit verbrand ons. Ons is onrein voor hom. Hoe is dit moontlik om tot God te nader? En dis die wonder van God se genade. Ja, sy heiligheid skep afstand tussen ons en hom. In hierdie afstand het hy die reg om ons te straf. En die Here het die reg om sonde te straf. En dit is duidelik uit hierdie gedeelte, want as ons verder lees, nader aan die einde van Jesaja 6, dan sien ons daarso dat die volk ontrou aan die Here gebly het, en dat hy vir hulle gesê het, hy gaan hulle straf. Hulle gaan in ballingskap weggevoer word, omdat hulle nie reg en heilig gelewe het nie. Maar dan eindig het op 'n mooi gedeelte, dat daar 'n stomp sal agterbly. En dit getuig van die Here se genade. Die rede hoekom die serafs aan Jesaja kon sê dat sy oortredinge vergewe is en sy sonde versoen is omdat God self die plaasvervangende offer vir ons sondes gegee het. God gee self die offer om die straf van ons onreinheid en ons sondes te dra. God gee self die offer wat in sy verterende vuur verteer word. Terwille van ons sondige mense. Jesus Christus was die volkome offer vir ons sondes. Hy was die enigste een wat voor God kon staan en sê dat sy lippe rein is en dat hy sonder sonde is. 'n volmaakte en heilige mens, maar ook God. En is so merkwaardig dat die een wat nie gestraf moes geword het nie. Die een wat kon gesê het, hy is waardig, hy kan tot God nader. Hy word gestraf. Deur genade, terwille van ons. Deur hierdie versoening, deur hierdie offerdood van sy seun, maak God die weg vir ons oop, dat ons ook tot hom kan nader. In Hebreërs 10 vers 19 en 20 staan daar, dat ons deur die bloed van Jesus vrye toegang het tot die heiligdom. En dat dit op 'n weg is wat nuut is en na lewe lei. Ons hoef dus nie meer te sê dat ons verlore is nie, dat elke woord van ons lippe onrein is nie, want die Here Jesus Christus het reeds daarvoor betaal. Hy het vir ons lewe gegee, nuwe lewe, deur sy Heilige Gees. Nuwe lewe wat bewerk word deur hierdie reinigende en heiligende werking van die Heilige Gees ook in ons lewens. Die Heilige Gees brand skoon.
Hy werk so in ons dat ons al hoe meer en meer gevorm word na God se beeld. En hoe werk hy? Hy werk deur die woord. Dis deur die woord wat ons die Here weet hoe ons moet lewe, hoe ons weet hoe ons moet heilig optree, hoe die Here wil hê ons moet lewe. Ons het Eksodus 20 gelees, ons het Kolossense 3 gelees. Daarin word dit duidelik beskryf hoe 'n nuwe lewe lyk. Hoe 'n lewe lyk wat heilig is, wat gekenmerk word deur die Heilige Gees se werking in jou hart. En dit is wonderlik, die Heilige Gees is hierdie geskenk wat ons het van God se teenwoordigheid ook in ons lewens. Hy gee vir ons die krag, hy gee vir ons die krag om te getuig en om te lewe. En hierdie versoening reinig die Heilige Gees ons ook so dat ons soos Jesaja tot God kan roep. Wanneer God na ons toe roep en sê, wie gaan ek stuur? Dan kan ons saam sê, hier is ek, Here, stuur my. Ek weet hoe onrein en onheilig ek was. Ek weet hoe ver ek van U af verwyderd was. Maar U het aan my hierdie versoening gegee. Hierdie wonderlike geskenk deur U Gees. Deur dit wat U Seun gedoen het en deur die Gees wat nou in my werk. Wanneer ons onder hierdie indruk kom, wanneer ons weet die Gees werk in ons en dat ons elke dag moet streef daarna om heiliger en heiliger voor die Here te lewe, deur sy leiding, dan kan ons nie stil sit nie. Dan kan ons nie tevrede wees met wie ons is nie. Dan moet ons elke dag meer en meer lewe soos wat die Here dit wil hê. Nog meer, ons moet die Here dien. Ons moet kan sê, hier is ek, Here, stuur my. Ons wil deur die Gees aangevuur in diens van die Here lewe. Solank as wat ons dink dat daar 'n menslike oplossing vir ons probleme en sonde is die kans baie skraal dat ons werklik die Here in sy heiligheid gaan sien. Daar is nie 'n manier waarop ons diensknegte van God kan wees sonder om te verstaan wie hy werklik is nie. Solank as wat ek dink dat ek my eie probleme kan oplos, ek op my eie kan aanhou, en net so af en toe vir die Here vra om my te help. Solank as wat ons dit doen, gaan ons nie op die regte weg wees nie. Ons moet die Here eerste plaas in ons lewens. Ons moet hom leer ken in sy heiligheid. Elke dag ons verdiep in die woord, elke dag hom leer ken. Ons kan niks bydra tot ons verlossing voor die heilige God nie. Mag ons vandag werklik vervul word met die heiligheid van die Here. Mag dit ons bede wees dat die Heilige Gees ons ook sal wys op die heiligheid van die Here. Mag die besef van die Here se heiligheid nie ons bang maak nie, maar ons herinner aan die genade wat ons in Jesus Christus het. Nog meer, ons bly maak dat ons die voorreg het om tot God te kan nader. Laat ons dit gaan vertel. Maak nie saak waar ons is en wat se lewensfase nie. Laat ons die Here se boodskappers wees daar buite. En die wêreld wys op die Here en sy heiligheid. Alleen dan gaan dit regloop, alleen dan gaan die wêreld regkom. Amen. Kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is U, o Here. U is almagtig. U sit op U verhewe troon en ons niks wat groter is as U in hierdie hele heelal nie. U is ewig. U is almagtig. U is die skepper van hemel en aarde. Voor U is ons onwaardig. Voor U besef ons hoe groot ons sonde is en dat ons verteer word deur U heiligheid.
Maar U los dit nie daar nie, U gee U seun vir ons. Mag dit vandag die aanvuurder wees vir ons lewens. Dat ons U sal ken. Dat ons die heiligheid sal beleef. Dat ons sal lewe soos wat U dit wil hê. Nie eendag tevrede mag wees en sal sê, ek het alles gedoen wat ek moet nie. Maar elke dag vorentoe gedryf deur U Gees om beter en beter en beter te word. Ons bid dat U met ons sal wees in hierdie week. Help ons om geleenthede raak te sien waar ons U heiligheid kan verkondig. Waar ons kan wys dat daar geluk is wanneer ons tot U nader. Ons dank U vir U liefde. Ons dank U ook vir U Heilige Gees wat vandag hier tussen ons is, wat in ons woon, wie se teenwoordigheid ons dryf tot nederigheid, maar ook vir ons die krag gee om werklik te lewe soos wat U dit wil hê. Ons dank U daarvoor, o Heer, en ons bid al hierdie in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan, nadat ons die Here se woord aangehoor het, dit afsluit met die woorde, loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se groot mag in die hemel van sy krag, loof hom om sy moondhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit, voor sy troon en hier benede. Kom ons loof die Here in sy heiligheid uit Psalm 150 van verse 1, 2 en 3.
van die Here, Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.